Jy luister na Joy Radio, jou reisgenoot in Jesus. My naam is Tanya Verster en die program is Hospivisie. Hierdie program word moontlik gemaak deur Radio Kansel en word geborg deur die Abba Embrace Stichting. Die doel van die Abba Embrace Stichting is om mense te transformeer deur liefde met behulp van landbou en disippelskap. In vandag se program gesels Pieter Barnard met Frank Jansen. Hy was in 'n motorongeluk gewees en het oorleef. Hy het selfs 'n boek geskryf daaroor. So kom ons sit terug en geniet die program. Joy Radio vertrou dat jy geseën sal wees deur wat jy gaan beleef. Die program is Hospivisie. Ek het in my ateljee hierso eintlik ooit aanlyn daar van die Kaap af, pastoor Frank Jansen. Frank, baie welkom by ons. Baie dankie, Pieter. Frank, jy sit daar in Gansbaai smaak vir my. Dis daarom nou lekker so op die see, nê? Dis lekker hier so by ons. So waardeer om hier te kan wees as 'n voorreg. Dis 'n baie groot voorreg, verseker. Maar ons wil nou nie daaroor gesels vandag nie. Ons wil 'n bietjie gesels oor 'n ernstige motorongeluk wat jy oorleef het. Vertel ons bietjie wat gebeur het. Ja, Pieter, weet jy, was 'n baie groot motorongeluk verlede jaar gewees. Die aand voordat ek in die ongeluk betrokke was, het die Here vir my gesê dat ek met die volgende dag vas. Op daai stadium was ek nog in die diens gewees by 'n sekuriteitsmaatskappy waarvan ons deur die dag en baie keer in die nagte gewerk het, wat ons goedere vervoer na die lughawe in Kaapstad en ek was 'n drywer gewees van die trok. Die vorige aand het ek nie besef hoekom wat vir my voor lê nie, maar ek was gehoorsaam gewees en ek wil vir elke luisteraar vanmôre sê dat 'n mens moet gehoorsaam wees aan die stem van die Here. Daai aand het my vrou gesê, luister, môreoggend gaan ek werk toe, maar sy moenie vir my enige kosblikke insit nie, want ek gaan vas en ek gaan bid. En ek het so hierdie dag het ek gepas en ek het gebid en ek het die middag omtrent 1700 uur het ons vinnig huis toe gekom om net so 'n bietjie te rus en weer ietsie te eet en dan gaan ons weer terug vir die nag skool wat voor lê. Toe by die huis gekom het ek van gesê gaan net so 'n bietjie slaap. En ek het aan die slaap geraak en terwyl ek slaap droom ek hierdie hele ongeluk. Wys die Here vir my hierdie hele ongeluk. Ek droom dit. En ek word wakker, ek skrik wakker, maar in die droom het ek gedroom ek is oorlede. Ek gaan dit nie maak nie. En ek skrik wakker en ek voel hoe klop my hart in my binneste, voel hoe klop en ek voel maar hierdie was 'n baie diep droom gewees. En ek het na my vrou toe gegaan, ons het op die bed gesit en ek het haar hand gevat en haar gesê, lief, ek het 'n baie geweldige diep droom gehad wat my pla. En sy praat oor wat dit is en ek praat met haar, ek sê vir haar, droom ek het in hierdie geweldige groot ongeluk maar ek sterwe. En ek vat haar hand en ons sit so op die bed en ek begin te bid, ek sê, Here, hou ons onder die kosbare bloed, ek pleit die bloed van Jesus oor ons, om ons te bewaar, te beskerm, nie net vir my nie, maar sowel ook die manne wat saam met ons werk, die manne wat die Escorts ry, wat voor ons ry met die trok, voertuie agter die trok ry, dat die ons deur hierdie nag sal bewaar, waar ons op pad Kaapstad toe is. En ek het opgestaan en ek het al gegroet en van daar af was dit omtrent min of meer 20 minute toe bevind ek my in 'n ambulans. Ek het opgestaan, hulle het my kom oplaai by die manne waarmee ek saam gery het. Ons supervisor het bestuur, ek was die passasier gewees en ons het in 'n double cab Ford Ranger gery. En terwyl ons op pad plaas toe is waar ons die trokke moet gaan haal om te ry, is ons toe 'n kop-aan-kop botsing wat ons gehad het weens die voertuig wat buite beheer geraak het, heeltemal in die ander baan gekom het as gevolg van die man wat op die telefoon nie goed was ook. En ons so sien, toe sien ek net ligte voor my en ek skree op hom. Ek sê vir hom, pas op, ligte. En op daai stadium, dis al wat ek gesien het. Ek het geen slag gehoor nie. Dit was baie vinnig gewees. Die lugsak van die bakkie wat aan die dak was, het uitgeskiet. Ek het my safety belt nog gehad, so ek kon nie die voorste lugsak tref nie. Het ek die lugsak my kop geslaan, stukken geslaan en ek is toe bewusteloos. En die ander lugsakke binne in die kajuit het ook uitgespring en dit is toe stukken. En ek kan nie sê hoe lank ek bewusteloos was, maar toe ek bykom, toe voel ek kry nie asem nie, omrede die lugsakke het stof binne, ek kan onthou dit, het gelyk soos vlokkies wat so voor my is, wat ek die hele tyd inasem,
Op daai stadium het ek vasgesit en al wat ek kon net gesê het is, liewe Jesus, wees my genadig. Vader, ek vra U, wees my genadig, bly by my, Here moet my nie los nie. En ek kon gevoel het dat my liggaam het baie pyn, ek kon gevoel het ek kon nie my been beweeg nie, my onderlyf was buite werking gewees. En met baie vinnig toe die mense opgedaag, die verkeers was daar gewees, die brandweer was daar gewees, hulle het my gekry waar hulle my op die teerpad gelê, waarvan my bene nog in die voertuig vas was. Hulle het dit toe losgekry en die ambulansmense was daar gewees om my op te tel, en met die wat hulle my optel, probeer op die stretcher sit om in die ambulans te laai, het ek weer uitgepas as gevolg van die geweldige pyn wat ek gehad het. Maar ek het vir die Here gevra die hele tyd, Here help my, en soos toe na die hospitaal toe gewees, en hulle het my na die staatshospitaal toe gevat. En daar het ek vir 'n week gelê, en ek het geweet ek moet na Medikliniek toe gaan, maar ons moes gewag het vir papiere vir die oorplasing. Ons het dan by die staatshospitaal aangekom, hulle het ekstra plate geneem, hulle het my gesê, nee, dis net 'n spier wat in jou been geskeur is. En ek sê vir die dokter, dokter, dis onmoontlik, ek kan nie die been gewig, ek voel hoe steek die bene in my liggaam. En die Here het gehelp dat my vrou en my skoonseun toe kon regkry, Ronnie, om 'n oorplasing sertifikaat te kry na Medikliniek toe. Ek is die Vrydagmôre 2 uur is ek oorgeplaas na Medikliniek hier in Hermanus. So daar kom het hulle my onmiddellik vir scans gevat, my hele liggaam deurgegaan, en toe ek terug weer kom by die noodgevalle, toe daar die dokter van meneer Jansen, is hy bewus? En so het hy my gevra, toe is ek bewus van wat met my liggaam aangaan. En ek het hom gesê, dokter, ek het baie seer, is al wat ek weet. Dus hy het my kinbeen is op 3 plekke gebreek, my heupbeen is vergrys, my senuweestelsel en my spiere van my skouer geskeer, en my long het baie seer gekry. Dit is al wat ek nou sê, maar daar was baie meer gewees, maar ons het so met die tyd wat verloop het, het hulle nog al meer agtergekom by my. Hulle het my opgeneem en het gesê ek moet vir 'n noodoperasie gaan. Ek het 11 ure narkose gehad, operasie wat ek gedoen het. Hulle het die heupvervanging gedoen die Sondagmôre 10 uur, en ek het vir 47 dae lank in die hospitaal gelê. En ek het met die Here gepraat, met die Here gedien, vra Here, hoekom, waarom? Nou baie keer vra mense in die lewe, Here, waarom, hoekom? En een woorde kom terug na my toe, waar enige man van my gesê, 'n vriend van my gesê, Frank, hoekom nie jy nie? So ek wil almal bemoedig vanmôre om te sê, as jy dalk miskien so pad geloop het, staan vas, die Here het te doen. Jou duiwel is daar om 'n mens se lewe te verwoes. Maar weet jy, die Here het my deur hierdie hele loop tyd gevat van 47 dae hospitaal wat ek gebed op my op die rug gelê, 7 maande se reisstoel wat ek gesit het, en in die tyd wat ek in die reisstoel was, het ek 'n boek ook geskrywe aangaande van sy genade is genoeg, en in die boek beskryf hy nou die hele ongeluk, hoe dit gebeur het, waardeur ek gekom het, in die hospitaal wat gebeur het, en dan ook op die 1 Mei, hulle het my ontslaan, na 47 dae, op die 1 Mei, toe by die huis is, toe breek die staal waarmee hulle my heup regmaak, toe breek dit uit my ander bene ook uit, want daai bene was ook gekraak, toe breek dit heeltemal uit. En my kinders het my opgetel, hulle die ambulans gebel om my weer te kom oplaai, is weer hospitaal toe, en so het hulle dan 'n tweede heupvervanging gedoen, en van my knie af tot bo in by my ribbes is alles alloy staal wat hulle ingesit het. Ek is nog tans besig met fisio, met oefen, die senuweestelsel groei vas aan my vel, so ek gaan gereeld, dan sit hulle daai gasdoppies op sulke ewig, wat hulle jou vel dan so wegtrek van jou senuwees af. Maar die Here het my deurgedaan. Ek kan net môre vir die Here baie dankie sê, Vader, vir die geleentheid dat ek kon geluister het, toe U vir my sê, ek moet vas en bid. Op daai stadium het ek nie besef hoekom en waarom nie. Maar agterna het ek besef dat dit was die Here wat absoluut gepraat het, en die Here my nog 'n kans gegee het. En ek vir die Here gesê, Vader, ek bedien U al soveel jare wat ek al in die bediening is, al oor die 40 jaar. En ek sê, Vader, ek wil nog steeds aangaan om U naam groot te maak. Gee my die geleentheid. En ek sal nooit vergeet hoe so op die hospitaalbed, die eerste waarna ek dink is die heel eerste, kan ek nog al die note onthou om keyboard te speel, kan ek nog die liedjies onthou, en ek lees die note so in my kop, ek sê prys die Here, ek kan al die ander goed vergeet, maar dit kan ek nie vergeet nie, want ek wil die naam van die Here gaan groot maak. En dan in die proses het ek 'n baie lang en kort termyn geheueverlies gekry. Ek het op my eie familie, vriende wat ek
Ja, ken meer nie. En maar die Here is besig. Ek is op pad om heeltemal te herstel. Met my dier gedaan, so lank as ek spaar, gaan ek nog bedien en ek gaan oor die land, waar hulle my nooi en dan bedien ek en ek sing vir hulle liedjies ook, 4 CD's wat ek ook gemaak het, by Kruiskyk Ateljee, en die Here het regtig waar my deurgedra, soos ek weer sê, die boek beskryf nou alles, waardeur ek gegaan het, hoe die Here met my gewerk het in die hospitaal, met die pasiënte, sowel as die staf, dat hulle in die oggend by my kom en die Here vir jou iets gewys, die Here vir jou dan sê hulle vir my, terwyl ek in die pyn en lyding lê, moet ek vir hulle intree, vir hulle omstandighede, en ek moet vir hulle bid, want hulle het my gehoor hoe bid ek in die nagte, toe kom vra hulle vir my, hulle sê, hoor ek is 'n godsman, ek sê nee, ek is pastoor, en waar ek bedien, en hulle het met hulle behoefte ook na my toe gekom, en dit was 'n groot voorreg om soveel mense te kon ontmoet, deur hierdie ongeluk, en daar soveel mense, tot bekering werklik waar kom en wat gesê kom, ek vra dat ek wil my hart kom skoonmaak, ek wil bely, ek wil my hart vir die Here gee, ek wil my laat doen, ek wil die Here aanneem as my verlosser en saligmaker, en as ek dit op die einde van die dag sien, ek kan sê, Here, baie dankie, al het ek dan daai pad geloop, dankie vir die siele wat gered het, want ons siele is meer kosbaarder as enigiets anderste, en ek wil elkeen bemoedig vanmiddag of vanmôre om te sê, as jy deur omstandighede gaan, staan vas, hou jou oë op die Here, moenie omdraai nie, hou vas, ons is hierdie se stryd wat ons moet stry, maar daar's oorwinning te verkry, en ek sê altyd, 'n pragtige liedjie wat sê, what a day that will be, when my Jesus I shall see, when I look upon his face, the one who saved me by his grace, and he take me by the hand and lead me to the promised land, what a day, oh glorious day that will be, en dis al waarna ons moet uitsien, ons moet fokus daarop hou, dan sal die aardse dinge ons nie onderkry nie. Baie dankie. Tot waar vandag sit. Baie dankie. Ja, baie dankie Frank, ons waardeer dit. Ons het so 'n bietjie gesels hier met pastoor Frank Jansen daar van Gansbaai se wêreld in die Kaap. Die program is Hospivisie en dis weer tyd vir ons oordeenking. So Okkert, ek sien uit na jou oordeenking. Dankie. Is 'n voorreg, Pieter. Ja, jy weet as mens so luister wat Frank nou getuig het, elkeen van ons sien maar 'n baie klein deeltjie van die groot prent van die lewe. Ons sien elkeen 'n stukkie van 'n klein legkaartstukkie waarin ons lewe. God is die een wat die hele legkaart sien. Hy weet die einde van alles. Hy is alwetend. En hy het 'n doel met elkeen van ons in ons lewens, al kan ons dit nie altyd sien nie. So het dit met Paulus gebeur as kruisgevangene op sy reis na Rome. Die Here het hom 'n effens groter deeltjie van sy wêreldse legkaartstukkie gewys. In Handelinge 27 vers 10 het Paulus gesê, manne, ek sien dat die reis met ramp en groot skade verbonde sal wees, nie alleen vir die vrag van die skip nie, maar ook vir ons lewe. Tog het Paulus die Here nie gevra waarom nie, of dat die situasie verander moes word nie. Hy het slegs sy mede-reisigers geprobeer waarsku, maar soos ons weet, wou hulle nie luister nie. En die seereis was beslis nie 'n aangename ervaring vir Paulus of enige van sy mede-seevaarders nie. En so kom Paulus hulle se reisvaart toe tot 'n einde met 'n ramp, waar die hele boot vernietig word. Ten spyte daarvan, in sy groot genade, red God almal aan boord en is daar geen lewensverlies onder die bemanning of die passasiers nie. Omdat God die heeltyd die volle legkaart kon sien en geweet het wat sy goddelike doel met die ramp was, kon hy Paulus gebruik om die evangelie op die eiland Malta te verkondig. Kon die Here dit op 'n ander manier gedoen het? Ja, verseker. Maar dit was hoe hy dit wou doen, en hy het Paulus op hierdie manier daar gebring as sy instrument vir die evangelie. Die Here skep 'n geleentheid en Paulus is gehoorsaam om te doen wat die Here hom voorgeroep het, soos ons lees in Handelinge 8 vers 28. En die vader van Publius, dit was die hoofman van die eiland, het siek gelê aan koors en buikloop. En Paulus het ingegaan na hom toe, en nadat hy gebid het, hom die hande opgelê en hom gesond gemaak. En hierna het ook die ander wat siektes gehad het op die eiland na hom gekom en is genees. Paulus het nie die groot legkaart
van God se skepping geken nie. Maar hy was gehoorsaam in die klein stukkie van die prentjie wat hy kon sien. Hy het God vertrou en gedoen waarvoor hy deur God geroep is. Wat leer ek en jy hieruit? Ons is so geneig om te vra, waarom Here, as dinge nie gebeur soos ons dit wil hê, of dit in ons lewens moet gaan nie. Dit is nie altyd maklik om God te vertrou en te glo dat hy die beste vir ons in gedagte het nie, maar dit wat God van ons vra, gaan oor die groter prentjie en dit wat God my voor wil gebruik. Het God 'n plan vir my en jou lewe? Verseker. Maar hierdie plan pas in God se groter plan vir sy skepping in. Hy alleen sien heeltyd die hele legkaart. Ek en jy sien maar net 'n deeltjie van die legkaartstukke van my klein wêreld. Kom ons vertrou God vir sy plan vir jou en my lewe. En kom ek en jy is gehoorsaam wanneer God ons op ons lewenspad deur rampe en moeilike dinge neem. Hy weet die beste. Kom ons bid. Baie dankie Hemelse Vader, dat U alwetend is en weet wat die beste vir my is. Baie dankie dat ek kan weet, dat as ek deur rampe en moeilike tye in my lewe gaan, is U heeltyd daar. Ek is altyd in U hand, en daar is dit vir my die beste. Help my om ten volle te vertrou in alles, in Jesus Christus naam. Amen. Amen, baie dankie Okker, dit was kosbaar gewees. Nou ja, dit is seker tyd dat ons weer so 'n bietjie musiek maak, so kom ons luister daarna. Voor die almag van die Heilige en die stilte oor my daal en die skadu van die Ewige, dan weet ek hier sal wat saak maak, soos die liefde weer my hart kom aanraak. Here van die hemelskare, U is alle eerbied waardig, meer as wat ek ooit kan bring, sal ek aanhou sing en voor U val in aanbidding. As ek voor U voete val, oorweldig deur die majesteit, dan smag ek bovenal na die glorie van die heerlikheid, want U alleen is al wat saak maak, soos die liefde weer my hart kom aanraak. Here van die hemelskare, U is alle eerbied waardig, meer as wat ek ooit kan bring, sal ek aanhou sing en voor U val. Here van die
sing, heilig, heilig, heilig is die Here, 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 hey! Heilig, heilig, heilig is die Here, Here van die hemelskare, U is alle eerbied waardig, meer is wat ek ooit kan bring, sal ek aanhou sing en voor U val. Here van die hemelskare, U is alle eerbied waardig, meer is wat ek ooit kan bring, sal ek aanhou sing en voor U val in aanbidding. So voor U Die lied wat ons na geluister het, is As ek voor U voete val van Retief Burger. Dit was die Hospivisie program wat aan jou gebring is deur Radio Kansel en geborg is deur die Abba Embrace Stichting. Jy kan gerus loer na hulle webtuiste en kyk wat hulle doen. Dis www.abba.afrika. As jy graag die evangelie wil deel, maar nie seker is hoe om dit te doen nie, Pieter Barnard en sy vrou sal graag vir jou wil leer. Hulle bied 'n gratis kursus aan met die naam Leer om te steel, waar jy leer hoe om siele uit die mag van die duiwel te steel. Ek deel binnekort daai kontakbesonderhede met jou, so gryp gou 'n pen en papier en dan skryf ons dit neer. Hulle bied ook 'n rentmeesterskap kursus aan, waar jy leer hoe om met jou finansies volgens Bybelse beginsels dit te hanteer. As jy so 10 of meer mense bymekaar kan kry, sal Pieter en Helene Barnard julle graag kom besoek. Onthou, dit is gratis. Hospivisie bied ook ander wonderlike kursusse aan. Jy is welkom om hulle te kontak by die Pretoria kode 012-329-9492 en vra vir Luvengo. Jy kan ook vir Luvengo 'n e-pos stuur by friend@hospivision.org.za. Besoek gerus Hospivisie se webwerf vir meer inligting oor die werk wat hulle doen. Dit is www.hospivision.org.za. En dan die posadres is posbus 12423 Queenswood 0121. Ons sal graag van jou wil hoor, so skryf gerus. Nou ja, soos ons afsluit, onthou dat God se beloftes vir jou waar is. Mag hy jou lei en versterk in die week wat voorlê. Ek is Tanya Verster. Tot volgende keer, selfde tyd, selfde plek. Wees geseën. Ek speel nou uit met Sal U my saggies optel van Tanya Strauss. So hard probeer
is als te vergeefs. Dan leer ek keer op keer dat ek net oor moet gee, want is u wat vrede gee. Ek ken mens, met al my foute, met al my vrese en my seer. Sal u my saggies optel, as ek so val, sal u my saggies kom al. Sal ek verdwaal, sal u met deernis en met liefde my omvul. My begeerte is om in u wil te wees, maar u weet, ek is net vlees. Met goeie voornemens, die beste bedoelings, stel ek u nog steeds te leer. Dankie my Jesus, want deur die eeuwe bly u die antwoord en die deur. Sal u my saggies optel, as ek sin val, sal u my saggies kom haal. Sal ek verdwaal, sal u met deernis en met liefde my omvul. Sal u my saggies optel, as ek so val, sal u my saggies kom haal. Sal ek verdwaal, sal u met deernis en met liefde my omvul. Saggies optel, as ek so val, sal u my saggies kom haal. Sal ek verdwaal, sal u met deernis en met liefde